Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Onderdorp se spoorlyne. Geskryf deur Lorette Zwarts. Elsa druk die ou laphoetjie stywer op die kind se kop vas. Dit is al te klein, flits dit deur haar gedagtes. Die nag se koel windjie laat 'n blos op die kind se wange. Die klippe knars onder hul skoene. Sy tel die kind op die perron. Almal hier ken haar as die ma wat wou gaan musiek studeer het. Die mooi dogter met die soepel liggaam wat aan die verkeerde kant van die spoorlyn bly. Janie is nou 2 jaar oud. Dis tyd om van hierdie plek en sy klein brein populasie ontslae te raak. Die man by die Bloudeur kroeg het gesê om hom op hierdie trein te ontmoet. Hy het 'n treinkaartjie in haar hand gestop en in die donker verdwyn soos hy verskyn het. Sy gaan vryheid en onafhanklikheid koop. Sy sal haar drome laat waar word sonder haar ouers se verwytende woorde. Sy moes vir hulle sorg. Sy was hulle one-way ticket na 'n beter lewe. Ja, watser teleurstelling draai ek toe nie uit nie. Sy gee 'n onvroulike snork deur haar neus. Die blou passasierstrein staan gereed. Sy klim in en beweeg angstig na die aangewese kompartement. Sy het skaars vir Janie gemaklik of dieselfde man van die Bloudeur maak sy verskyning en druk die skuifdeur vinnig toe. Hy staan voor haar. Sy gesig vertrek in 'n grynslag. Hy vryf sy hande teen mekaar. My klein geldmakertjie. Wat nou? Elsa kyk na die man hier voor haar. Hy's grillerig. Sy twyfel vir 'n sekonde. Het ons nog 'n ooreenkoms? Natuurlik. Hy bring 'n vuil papiersak na vore. Elsa neem dit en kyk na binne. Vasgemaakte R200 note lê in bondels binne-in. Sy neem die sak, vlieg op en storm by die kajuit se deur uit. Mamma! Janie se gehuil agtervolg haar die klein gangetjie af. Elsa hou haar doof. Haar hart klomp in haar keel. Sy val oor haar voete die trappe af. Sy voel hoe haar knieë brand, maar hou net aan hardloop. Janie se geroep het verdwyn hoe verder sy weg van die trein beweeg het. Trane stroom oor haar gesig. Hier het ek die regte ding gedoen. Ek het my kind verkoop. O God, wat het ek gedoen? Elsa besef dat armoede en drank haar vir die tweede keer in haar lewe 'n onbesonde daad laat aanvang het. Eers die wegloop saam met Jansen. Hy was atleties, bruin gebrand, elke meisie in die skool se crush. Hy het toenadering gesoek en haar ooreed om na 'n partytjie by een van sy vriende se huis te gaan. Daar het sy vir die eerste keer met drank te doen gekry. Alhoewel haar pa die syplap van die onderdorp was, sy het soos 'n koningin gevoel toe hy haar toevou in sy arms en hartstogtelik soen. Vir die eerste keer in haar lewe het sy gevoel sy maak saak. Die skok het haar lam gemaak toe sy 'n maand later agterkom sy is swanger. Die verwyte het oor haar gereën. Dit het haar pa vir die volgende 9 maande 'n rede gegee om te drink. Asof hy 'n rede nodig gehad het, want sy ontbyt, middagete en aandete het bestaan uit 'n bottel brandewyn. En as dit klaar was, het hy enige iets wat kon gis bymekaar gegooi met gis en suiker. Ma het as hy stormdronk was, dit ook verkoop aan die syplappe van die straat. Vanaand het sy haar tweede fout gemaak, om haar kind te verkoop. Elsa versteek die geld in een van die onbruikbare posbusse wat in 'n ry op die stasie staan. Die verf is lankal afgedop en die slotte werk lankal nie meer nie. Die nag is stil, behalwe vir 'n kind wat saggies huil. Bly nou stil! Wil jy hê ek moet jou op die treinspoor vasmaak? Die kindjie gehoorsaam stil en sluk haar trane. Elsa loer deur die vuil gebreekte venster van die wagkamer. Jy wag net hier mooi soet. Ek gaan iemand skakel, dan vat ons jou huis toe, okay? Die kind knik en lyk meer tevrede dat sy huis toe gaan. Elsa klou die baksteen stywer in haar hand vas
Sy sien die figuur in die donker besig om op sy selfoon te praat. Sy bekruip hom van agter af. Sy moet vinnig en akkuraat slaan. Die hout tref hom onverwags langs sy slaap. Hy tuimel na benede, gee 'n ruk en lê doodstil. Elsa kyk nie of hy dood is nie. Sy hardloop terug na die wagkamer waar klein Janie gil van blydskap om haar te sien. Sy raap haar kind in haar arms op. Die sagte lyfie omarm haar met haar bene en arms. Elsa haal die vuil papiersak uit die ongebruikte posbus. Die blou passasierstrein vertrek stiptelik om 6:00. Elsa draai Janie toe in die kleurryke kombersie. Sy het padkos saam met ontbyt gekoop. Die trein kom met 'n ruk in beweging. Vir die eerste keer kan sy asemhaal. Anderkant die spore van armoede lê daar vir haar en klein Janie 'n beter toekoms. Sy verwyd haarself nog oor haar amper onbesonne daad, maar weet God het haar vergewe. Haar toekoms lê by 'n kleintjie wat 'n beter lewe verdien as agterstrate en gebreekte drankbottels, vuil taal, onwelvoeglike byname oor jou pa die suiplap van die onderdorp is. Sy het geld aan haar ma gepos. Sy weet haar ma is vasgevang in 'n onbreekbare skakel van haar pa se liefde. Sy sal vir Janie leer wat 'n kind moet weet sonder drank. Dankie Here. Ek kon my kind gered het van armoede wat mens insluk en uitspoeg tussen die onderdorp se spoorlyne. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.